Welkom aan elkeen wat ook op hierdie oggend inskakel. Dis vandag Vadersdag en uit my hart uit wens ek elkeen 'n kosbare, mooi, gelukkige Vadersdag toe. En daarom is dit my voorreg om elkeen ook vanoggend te mag groet. Ek groet jou in die naam van God, jou hemelse Vader. En in sy kosbare Seun se naam, Jesus die Christus, ons Here, en ook in God die Heilige Gees, wat deur die Vader gestuur is, om by jou en by my te wees, tot aan die volëinding van die wêreld. Wat 'n wonderlike voorreg om daai groet jou eie te maak. Geliefdes, as ons vanoggend dan so op Vadersdag saam is, wil ek jou vra en nooi om die woord van die Here oop te maak vir 'n begin daarso by Jesaja. Ons gaan met mekaar saam lees in Jesaja 64 vers 8 en daarna gaan ons ook na Romeine toe blaai en bietjie later in die erediens ook na Hebreërs toe. So jy kan so lank merkies daar plaas. Terwyl ons dan so die woord van die Here oop het, gaan ek jou vra om saam met my stil te raak en die seën van die Here ook op die woordverkondiging af te bid. Here, ons wil vandag begin deur ook dan so te bid, soos wat ons Here Jesus ons geleer het en sy disippels geleer het. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat die koninkryk kom. Here, en mag hierdie woordverkondiging en elkeen wat hierna luister deur God die Heilige Gees ook so aangespreek word dat ons waarlik ons hemelse Vader se koninkryk sal laat kom en sy naam sal eer. Ons bid dit in die mooi naam van ons Vader se enigste Seun, Jesus die Christus. Amen. Liewe vriende, as ons die woord van die Here oopmaak vanoggend en ons lees uit Jesaja 64, dan nooi ek jou om saam met my vers 8 nader te trek. U is ons Vader, Here, ons is klei en u het ons gevorm. Ons is almal die werk van u hande. Die agtergrond van hierdie teks is die volk is weggevoer in ballingskap. Hulle is in totale verslaandheid. As mens die gedeelte daarop sou lees, vers 19-11, sien 'n mens Jerusalem se mure lê in puin. Die hele stad is gebrand. Die volk weet nie herwaarts of derwaarts nie. Die maatjie van hulle geloof is onder hulle voete uitgepluk. En tog, as hulle dan hulle God moet aanspreek, die God van Abraham, Isak en Jakob, dan doen hulle dit by wyse van ons Vader. Is dit nie pragtig nie? Want hulle weet, ook in 'n tyd soos daardie, is God met die metafoor van Vader daar vir hulle. Dis nie waar dat dit eers in Matteus 6 vers 9 gebeur, wanneer Jesus sy disippels leer hoe om te bid, en hy sê, as julle bid, moet julle bid, ons Vader wat in die hemel is nie. Hierdie Vader gedagte is reeds dus Oud-testamenties in Jesaja gevestig. Daarom, geliefdes, as ons vanoggend so saam met mekaar is dit belangrik om vir mekaar te sê, dat as ek en jy in hierdie wêreld ingebore word, dit nie outomaties beteken dat ek en jy 'n kind van God die Vader is nie. Nee, as ek en jy in hierdie wêreld ingebore word, moet ek en jy eers geestelik gebore word. Of soos die Here Jesus die nagtelike disipel Nikodemus leer, ons moet wedergebore word deur die Gees en in die Gees om kind van die Vader te wees. En dit word natuurlik dan ook vir ons bevestig. En sou jy wou, is jy baie welkom om saam met my te blaai daarna die Nuwe Testament toe, en ons gaan bietjie kyk na Romeine. En as ons daar by Romeine kom, dan sien ons in Romeine 8 lees ons daar vers 14 tot 16. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep, Abba. Dit beteken Vader. Geliefdes, ek en jy kan dus na ons hemelse Vader verwys, eers wanneer God deur sy Gees, God Gees self, my en jou gedagtes
ons gees en siel vernuwe en aanraak, om geestelik gebore te word. En as dit eers met jou gebeur, dan kan jy nie anders as om elke kosbare, liefdevolle gebaar van die Vader in ander oë en met 'n ander hart te beheer nie. En op hierdie Vadersdag kyk ons dus na ons hemelse Vader en kom ons sê, want dit is hy en hy alleen is die perfekte Vader. En daarom vanoggend kyk ons na net 'n paar eienskappe van hierdie perfekte Vader, ons hemelse Vader. En die eerste gedagte waarby ek en jy wil stil staan rondom die perfekte Vader is hierdie perfekte Vader het vir jou en vir my so lief met 'n onbreekbare, onskeibare liefde. En die lees ons immers oral in God se woord, onder andere Romeine 8, nê? As jy daar lees vers 36, 37, 38 van Romeine 8, wat lees jy? Daar is niks wat ons kan skei van die liefde van ons hemelse Vader nie. Geen hoogte of kragte of magte of diepte, teenswoordig of toekomstig, nie eers engele nie, nie eers die dood, kan my en jou skei van die liefde wat die Vader vir jou en vir my het, deur ons Here Jesus Christus nie. Wat 'n wonderlike wete is dit nie? En as 'n mens dan dink, Adam en Eva, wanneer hulle sondig en daar 'n kloof, daar verwydering tussen God en hulle ontstaan, wat doen die Vader? Wanneer God in die aandliggie kom wandel en Adam en Eva wegkruip, wat doen hy? Hy soek na hulle. Wat impliseer hierdie soek? Hy wil hierdie afstand oorbrug. Hy wil weer by hulle wees en hulle by hom hê, hierdie liefde van God. Die Vader is vir jou en vir my onverklaarbaar mooi en groot. En dankie tog daarvoor. Wanneer mens die woord van die Here oopslaan, dan weet ons, maar die Vader het jou lief. Lief bo ons begrip en verstand. En daarvoor kan ons maar net sê dankie. En dan gebeur dit natuurlik dat ek en jy van tyd tot tyd vir mekaar sê, maar ons voel skuldig, want dit voel of ons die Vader nie lief het soos hy ons lief het nie. En ek herinner my op 'n stadium aan 'n gesprek wat ek gehad het met 'n tannie. Haar naam was tannie Ina en sy het na my toe gekom met trane in haar oë en sy het vir my gesê, maar dit voel vir haar asof sy die Here nie lief het soos sy hom moet lief het nie. Dit voel vir haar of sy haar Vader, haar hemelse Vader, net nie so lief kan hê soos wat sy weet sy moet. En soos wat sy weet sy wil nie, sy kry dit net nie reg nie. En ek het haar probeer natuurlik baai met, mag God die Heilige Gees ken tannie se hart en tannie se gesindheid en hy sal tannie se skewe en krom woorde omskep tot hemelse taal wat vir die Vader aanneemlik is, maar selfs dit kon haar nie troos nie. En toe op 'n stadium, moet ek sê, deur die openbaring van God die Heilige Gees, het ek aan 'n beeld gedink. En ek bel vir tannie Ina en ek sê, tannie, ek wil vir jou kom kuier, en ek het vir haar gaan kuier met die volgende beeld, die volgende metafoor. Ek sê, voel tannie nog steeds soos tannie altyd voel? Sy sê, my kind, nog meer as ooit. Dit voel vir my, ek kan die Vader nie lief hê soos ek hom moet lief hê nie. En toe kon ek vir haar sê, tannie, ek wil dit as volg verduidelik. Weet tannie hoe werk dit? Dis soos, as ek, as 'n pa, as 'n vader, huis toe gaan, en ek by die huis kom en ek my voertuig parkeer en my 2-jarige dogtertjie staan op die bank en sy loer so oor die bank se rand deur die venster en sy sien daar is ek. En hier hop sy van die bank af en sy gaan my tegemoet kom en as ek die voordeur so oopmaak, hardloop sy na my toe en wat doen ek? Ek hurk en sy hardloop in my arms in. En ek tel hierdie ou dogtertjie so my arms op en ek druk haar en ek soen haar, want ek wil haar net liefde gee en vertroetel en koester en beskerm. En wat doen sy? Hoe harder ek vashou en druk en soen, hoe meer wrimmel sy en skop sy om los te kom. Nee, sy wil nie langer in daai greep wees nie. En dan sit ek haar neer, eintlik met 'n swaar hart, want ek wil haar nog vashou. Maar wat doen sy? Sy wil niks weet nie, daar gat sy. En selfs al sou ek dan daar loop en struikel en val en my arm breek, sal hierdie 2-jarige kind, hierdie dogtertjie waarvoor ek so lief is, eintlik nie eens weet dat sy my seer maak as sy uit my greep uit wil los wrimmel en wrimmel nie. Sy sal nie eens weet ek het geval en my arm gebreek. So sy salig onbewus daarvan dat ek
emosioneel swaar kry en seer het. Sy is salig om te bewus daarvan dat ek fisies dalk my arm gebreek het en fisies seer het. En tog, as ek na haar kyk, dan moet ek vir u sê, ek spandeer duisende rande op haar. Doeke, natuurlik haar formule vir die bottel wat sy drink, haar mediese fonds, haar kleuterskool. En sy het nog nie R1 op my spandeer nie. Ten spyte van die feit dat ek baie op haar spandeer. En tog is daar geen geld in die wêreld wat sal maak dat ek haar weggee nie. Sy is myne. Anders gesê, liewe Tannie Ina, vir u en vir my wat inluister vanoggend, dit gaan nie oor hoe ek en jy voel ons die Vader liefhet nie, dis oor hoe die Vader ons liefhet. Dit maak die verskil. En ek hoop vanoggend kan ons ook daarmee identifiseer en jy daar sit en net saam met my sê, dankie Vader, dat u my so liefhet. En dat u liefde 'n perfekte liefde is. 'n Liefde wat nie in die eerste plek 'n teeprestasie soek nie. Die Vader het ons nie lief omdat ons hom trots maak nie. Nee, God se woord leer ons tog duidelik. Die Vader het ons al lief gehad toe ons nog sondaars was. Gaan lees maar Romeine 5. Ons weet 1 Johannes 4. Ware liefde is nie wat ons vir God het nie en vir mekaar het nie. Ware liefde is wat God vir ons het. En daarom mag hierdie kosbare eienskap van die perfekte Vader jou vanoggend weer aangryp. Die tweede aspek van 'n perfekte Vader, ons hemelse perfekte Vader, is hy moedig ons aan. Hoe moedig hy ons aan? Hy bemoedig ons. Dink maar aan Adam en Eva wat wegkruip. Hy gaan soek, hy doen moeite. Dink aan 'n Moses wat sê, maar ek kan nie praat nie. En die Here sê, maar ek sal by jou wees. Dink aan 'n Joshua. Here sê, ek is by jou. Dink aan 'n Gideon wat so bang en benoud is, wat onder in 'n parskyp wegkruip terwyl hy eintlik buite moet wees om die kaf van die koring te skei. Hy is so benoud, hy's daar onder in 'n put as hy dit doen. En dan sê die Vader, ek sal by jou wees, ek sal saam met jou gaan. Dink maar aan die mooiste, kosbaarste beloftes van ons hemelse Vader in Jesaja en Jeremia. Mens dink in Jesaja 43, nie waar nie. Daar staan tog immers, as jy deur water gaan, die riviere sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur gaan, die vuur sal jou nie skroei en verbrand nie, want ek is by jou. Dieselfde, ek het jou gevorm in die skoot van jou moeder. Ek het jou by die naam geroep, jy's myne. Wat ek vir jou beplan is voorspoed en nie teëspoed nie. Ek weet wanneer daar een haartjie van jou hoof afval. Beloftes op beloftes, aanmoediging op aanmoediging. Nuwe Testamenties glad nie anders nie. Mens dink aan iemand soos 'n Paulus, wat op 'n stadium moedeloos is, in gevangenskap. En dan kom die stem van die Here na hom toe en die Here sê vir hom persoonlik en hy moedig hom aan. Hy sê, soos wat jy my verkondig het in Jerusalem, so gaan ek saam met jou en ek vra en ek gee jou my opdrag. Gaan verkondig die evangelie ook in Rome. 'n Aanmoediging, 'n versterking in Paulus se lewe. Ons dink selfs aan iemand so groot soos 'n Johannes die Doper wat ook kon moedeloos raak, nie waar nie. Johannes die Doper, nadat hy vir Herodes, koning Herodes teëgegaan het, word in die tronk gegooi en gestop. En Johannes die Doper begin twyfel in Jesus as die Messias. En wat lees ons? Johannes die Doper stuur op die einde van die dag van sy disippels na Jesus toe om seker te maak, om te vra, maar is u die lang verwagte Messias? En wat doen die Here Jesus? Hy besef dadelik dat Johannes het hulp nodig, Johannes het aansporing nodig, Johannes het bemoediging nodig. En wat doen die Here Jesus? Hy sê vir die disippels van Johannes, gaan na hom toe terug en sê, wat het julle gesien? Blindes kan sien, dowes kan hoor, lammes kan loop, en die evangelie word verkondig aan die armes. En op die wyse word Johannes versterk, en hy weet, maar Jesus is die Messias. Liewe paas, liewe vaders, liewe ouers, mag ek en jy ook moeite doen
om ons kinders te bemoedig, soos die Vader jou en my bemoedig, en dikwels ook deur sy Gees. Daarom is die Heilige Gees uitgestort op jou en my en op die kerk, om ons te versterk, om ons te vertroos. Wat 'n wonderlike voorreg, dat ons weet, ons perfekte Vader, is ook wat dit dan betref, by ons. Maar dan kom ons ook by 'n volgende aspek, ons perfekte Vader, dissiplineer ons ook, maar dan altyd in liefde. Want, kom ons lees, ek nooi jou nou om dan daai volgende teks met my saam te slaan, na te slaan, dit kom uit Hebreërs 12 uit, lees saam met my vers 5. Julle het ook vergeet van die aanmoediging wat tot julle as kinders van God gerig word. My kind, moet dit nie gering ag as die Here jou tug nie, en moenie mismoedig word as hy jou teregwys nie. Wat lees ons hier? 'n Vader wat regtig vir sy kinders liefhet, tug hulle wanneer dit nodig is. En hierdie tug het nie bedoel om seer te maak nie, maar om terug te bring, omdat hy liefhet. En so sou mense ook vir mekaar kon sê, daar's 'n magt om voorbeelde, maar kom ons fokus ook vanoggend so op 'n paar nuus wat jy dalk nog nooit gehoor het nie. Ek lees op 'n stadium 'n interessante boek. Dit gaan oor die geskiedenis van vroeë Israel en ook natuurlik dan nou die ballingskap tydperk. En hier so 700 voor Christus het hulle in Babylon, in Babel, 'n groot klomp wette opgestel en van hierdie wette het behoue gebly in perkamentrolle en dis nog beskikbaar. En in hierdie wette wat deur die Babiloniërs geskryf is daar nogal hierdie interessante wette. 'n Mens kom agter, in die Babiloniese samelewing was daar 3 verskillende klasse in die samelewing. Naamlik die hoogste klas, die adelike klas, die gentlemen, sou ou wou, en dan die gewone mense, die gewone klas, en dan die slawe. En dan was daar wette opgestel. En baie interessant, byvoorbeeld, jy mag nie steel nie. Wanneer 'n slaaf sou steel, dan was die wet toegepas, maar die straf was lig, was nie 'n swaar straf nie. Wanneer die gewone mens dieselfde wet oortree en ook steel, is die straf swaarder as vir die slaaf. En dan wanneer die adelike, die sogenaamde gentlemans, die wet van hierdie steel sou oortree, is die straf swaar. Hoekom? Want saam met hierdie adelike stand gaan daar ook voordele, 'n magt om voordele gepaard. En in hierdie voordele, en om hierdie voordele te smaak en te beleef, beteken dit op die einde van die dag, dat daar ook verantwoordelikheid mee saamgaan. En ek en jy as kind van God, as kind van die Vader, het 'n magt om voordele. En daarom is daar ook vir ons die kosbaarheid van verantwoordelikheid. En die Vader sê, maar omdat ek jou lief het, sal ek jou tug, maar altyd in liefde. Daarom, geliefdes, kom ons dink daaraan. Vele plekke in God se woord word daar ook verwys daarna dat God jou tug omdat hy jou lief het. En dan word daar soms die beeld gebruik dat hy gaan jou in die vuur temper, jou geloof in die vuur toets. En ek lees soms so interessantheid op die internet rondom staal wat getemper word. En om dit mooi te verduidelik vanoggend, daar staan, as jy argumentondhalwe R500 se staal koop, en jy dit in die vuur sit en jy temper hierdie staal, dan is dit vir jou moontlik om vanuit hierdie R500 se staal 'n klomp perdeskoene te maak. En as jy dit verkoop, kan jy so R1500 daarvoor kry. En as jy hierdie R500 se staal egter dieper in die vuur insteek, langer, warmer en nog meer temper, dan sou jy kon spykers maak van daai staal. En dan was dit R3000 werd. As jy daai R500 se staal egter nog langer in die vuur sou en dit langer temper, dan sou jy meslemme kon maak ter waarde van R50.000. En dan sou jy dit selfs nog langer in die vuur hou
sou dit moontlik wees om van dit klein, fyn veertjies te maak, wat hulle in dierhorlosies gebruik. En die waarde daarvan, R250.000. En dieselfde geld. God sal nie skroom, omdat jy vir hom so kosbaar is, om jou ook op die regte pad te hou en te kry nie. Hy is die perfekte Vader, jou Vader en my Vader, en hy het opofferings gedoen, die 4de eienskap. Die perfekte Vader gee die perfekte opoffering, sy perfekte liefde, Johannes 3:16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, vir jou en vir my. En daarom, vir jou wat vanoggend inluister, mag die perfekte Vader jou in sy arms toevou, en mag elkeen van ons, as aardse vaders, sê, God Heilige Gees, help my, om my hemelse Vader te reflekteer. Amen. Ontvang dan die seën van ons Here. Ons Vader wat in die hemel is, sal sy naam laat heilig en sy koninkryk laat kom deur jou, sy dierbare kind. Amen. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy U naam. Laat U ryk kom, U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood, en vergeef ons al ons skade net, soos ons vergewe die wat teen ons